Vriende, baie welkom by ons erediens vanoggend. Ons is besig met 'n reeks oor Kersfees en die betekenis van Kersfees. En by die eerste geleentheid het ons gesê dat Kersfees beteken om God se hartklop te hoor en dat hy ons hartklop hoor. By die tweede geleentheid het ons gesê Kersfees beteken om God se wonders te sien. By die derde het ons gesê dit beteken dat ons God se nuus sal hoor. En toe by die vierde geleentheid, sal jy onthou, het ons gesê Kersfees beteken om die ware geskenk te ontvang. En vandag kyk ons na hierdie gedagte, Kersfees beteken om vol lewens te hê. Maar kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, ons staan voor die grootheid en voor die almag en voor die heiligheid en ons wil sê, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, elke oomblik in ons lewens. En baie dankie dat ons so u woord kan hê in hierdie môre, u woord wat lewe gee. En daarom wil ons bid, dat dit vir elkeen wat hierna kyk, met hierdie ou feite wat ons ken, dat dit vir ons 'n lewe nuut sal oopmaak, in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir ons lees uit Lukas hoofstuk 2, vanaf vers 1. Lukas hoofstuk 2 en ons lees vanaf vers 1. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen ook na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En veral hierdie gedagte, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die Mitrasfees was 'n fees wat hulle in die noordelike halfrond gehou het, baie lank gelede. En dit was om die terugkeer van die son te herdenk, na die wintertye. Om te sê dat die son as dit ware heerlike warmte gee. En dit is gewoonlik op die 21ste Desember gevier. Die Christene het toe uit reaksie het hulle ook 'n fees gehou, 'n Christusfees, waarin die klem was op die geboorte van Jesus. En hulle het dit op 25 Desember gehou. En hierdie fees is dan Kersfees genoem, so in die 1038 na Christus. Met ander woorde, dat hulle klem was gewees op die geboorte van Jesus, maar die kruisiging van Jesus en ook die opstanding van Jesus. Want sien, dit kan baie maklik gebeur, dat 'n mens die klem op die verkeerde plek tydens die Kerstyd kan plaas. En dit is so dat dit maklik kan gebeur, dat 'n mens vol huise kan hê, maar leë lewens, wanneer jy die Here nie in jou lewe het nie. Nou in hierdie gedeelte lees ons, dat elke 14 jaar, het keiser Augustus, het hy 'n sensus gereël. En die rede was sodat almal se name opgeskryf kon word, en sodat hy die belastings kon bepaal. Elkeen moes na sy eie geboortedorp toe gegaan het, en daarom het Josef en Maria na Bethlehem toe gegaan. En so het God eintlik die tyd gekies, en het hy die plek gekies, en het hy die omstandighede gekies, waarin die seun van God gebore sou word. En ons lees dat, tydens hierdie tyd was die blyplekke vol gewees, en ek dink dit was ook 'n heerlike geleentheid vir mense, om sommer so by mekaar te gekom het. Maar dan vind ons, hulle plekke was vol, maar hulle lewens was leeg, want hulle het nie besef dat die Messias gebore is nie. Hulle het geweet dat die Messias iewers gebore sou word, hulle het dit verwag, maar nou was hulle nie gereed daarvoor nie. Om die waarheid te sê, die wat dit geglo het, was eintlik die skaapwagters, was die wyse manne gewees. Die skrifgeleerdes wat dit in hulle boeke opgeteken het dit heeltemal misgekyk, parabuis, maar ook aspris. En daarom, omdat Kersfees so in ons tyd ook so gekommersialiseerd is, kan dit baie maklik gebeur dat ons as gelowiges ook
die ware betekenis van Kersfees kan miskyk. Wanneer kan dit gebeur? In die eerste plek kan dit gebeur wanneer ons Jesus nie raak sien in hierdie Kerstyd nie. As 'n mens op die televisie kyk in hierdie tyd, dan sien jy alles rondom bemarking en verkope. Kersvader is die hoofgesig oral met sy takbokke en met sy slee. Oral sien 'n mens romantiese foto's van sneeu en bome vol sneeu en heerlike Kersmusiek en so. Maar bittermin sien ons dit waaroor Kersfees gaan. En eintlik waarop ons moet fokus is op die boodskap van die engele. Toe die engele gesê het, vandag is vir julle gebore die verlosser, ja, die Christus, die Here. Met ander woorde, dat daai boodskap in ons harte ook sal wees. En tog is dit so, dat vir baie mense is dit nie die boodskap wat hulle wil hoor nie. Baie mense kies eerder die slang, as wat hulle vir Christus sal kies. En ek wonder baie keer as 'n boer in die Noord-Kaap, daar waar baie diere gevrek het vanweë die droogte, as hy die kans sou hê dat daar wonderlike reën sou val en dat daar water sou wees, sou daardie boer sê, nee, ek soek nie daai water nie. Hoekom doen mense dit? Hoekom doen mense dit as die lewende water daar is, dat hulle sê, nee, ons sal eerder die droogte vat, voordat ons die lewende water sal vat? Miskien is dit so, dat hierdie verwagting is net in hulle gedagtes, maar dit is nie in hulle lewens nie. En daarom word daar gepoog in ons land, as mense tans ervaar, om die Here uit die skole uit te kry, om die woord in elk geval uit die skole uit te kry, om dit uit die besighede uit te kry, uit die korporatiewe wêreld, en selfs om dit uit die staat te kry. En daarom mag jy en ek in hierdie tyd, mag ons die Christus raak sien. Mag ons hom sien in die krib, mag ons hom sien aan die kruis, mag ons hom sien as die opgestane Here, wat vir jou en vir my die lewe gee. Want Kolossense 1 vers 13 sê, God het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en ons onder die heerskappy van sy seun gestel, wat hy lief het. Die tweede wat kan gebeur, sodat ons die Kersfees kan mis, is wanneer ons hom nie aanbid nie. Ons lees dat die wyse manne het gekom en hulle het hom aanbid. Hulle aanbid hom met goud, wierook en mirre, omdat hy die koning van die koning is. En wanneer hulle die vraag vra, waar is hy wat as die koning van die Jode gebore sou word, dan is dit asof hulle 'n vuurhoekie binne in 'n grasland, 'n droë grasland sit, en dit begin te brand. Maar hulle doel was om die koningskap van die Here te erken. En dit is baie belangrik, want hierdie aanbidding beteken dat jy en ek, dat ons hom sal aanbid, nie as die babietjie nie, maar dat ons hom sal aanbid as die leeu van Juda, dat ons hom sal aanbid as die Almagtige, dat ons hom sal aanbid as die een wat stikkende lewens kom heel maak, dat ons hom sal aanbid terwyl ons buig en neerbuig voor sy grootheid, dat ons hom sal aanbid terwyl ons vir hom sê, dat ons afhanklik van hom is, en dat ons sy gees in ons lewe nodig het. Want sien, aanbidding beteken soos in Efesiërs 5 vers 21 sê, daar sê Paulus, julle moet eerbied vir Christus hê. In Maleagi sien ons dat die volke die Here aanbid, en dan sê die Here op 'n stadium, ek soek nie julle aanbidding nie, want dit is nie eg nie. En daarom moet ons hom met eerbied, moet ons hom aanbid. En dit beteken dat hy die sentrale persoon in ons lewe sal wees, dat ons prioriteite sal reg wees. Dit was in 1495, toe Leonardo da Vinci die avondmaal geskilder het. En dit word vertel dat op 'n stadium hy 3 jaar gevat om dit te skilder, en toe vra hy een van sy boesemvriende op 'n stadium net om te kom kyk en sy mening te gee. En hierdie man het gekyk en hy het gesê, dis asemrowend. Die manier hoe jy hierdie nagmaalsbeker geteken het, is lewend. En toe vat Leonardo 'n kwas en hy trek 'n verfstreep so deur daai beker. En sy vriend vra, wat maak jy nou? En toe sê hy, as dit jou aandag so vasgevang het, dan gaan dit ander mense se aandag ook vasvang. Niks mag in die plek van Christus staan nie. Niks mag die aandag bo Christus vat nie. En daarom, dis hy wat ons aandag moet kry. Want sien, Jesus sê, ek is die weg, maar ek is ook die bestemming.
Mag die Here gee dat ons hom so sal aanbid in hierdie tyd. Maar die derde manier hoe ons die Kerstyd kan mis, is wanneer ons nie tyd vir hom gee nie. Dit is so dat tyd is een van die liefdestale tussen mense. En geen verhouding kan gebou word as jy nie tyd vir mekaar gee nie, as jy nie tyd saam met mekaar spandeer nie. En die Here het vir jou en vir my lief en hy wil tyd saam met ons spandeer. Iemand het dit baie mooi gesê. Hy het gesê, life is a story in volumes 3. The past, the present and the yet to be. The first, or the past, is written and laid away. The second, or the present, we are writing every day. And to say the third, the future, and last of the volumes 3, is locked from sight. God keeps the key. En daarom in 2 Korintiërs 6 vers 2 staan daar baie mooi. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is dit die dag van redding vir jou en vir my. En daarom wanneer jy hierdie boodskap hoor en jy hoor dat jy moet plek maak vir die Here Jesus, mag die Gees van God dit in jou hart lewend maak dat dit so sal wees. Maar daar is nog 'n manier hoe dat ons Christus kan mis in hierdie tyd. En dit is wanneer ons nie geskenke gee nie. Die wyse manne het gekom en hulle gee goud, silwer of goud, wierook en mirre. En ons vind dat daarmee wil hulle hom absoluut aanbid. Maar wanneer ons kyk wat die ander mense gegee het, dan sien ons die mense wat daar wag vir Maria en vir Josef, wat hulle sien die aand, het nie eens 'n plekkie vir hulle nie. Die herberg was gewoonlik 'n dubbelverdieping gewees, waarin die diere onder gebly het en die mense in die bokant in een slaapvertrek dan geslaap het. En hier was nie plek vir die Messias gewees nie. En tog, die belangrikste is om te besef dat ons moet plek maak vir hom. Dat ons onsself moet gee. En daar is dit vir my die mooiste dat Maria het gesê, toe die engel vir haar sê dat jy gaan die moeder van die Messias word, toe sê sy, laat met my gebeur soos wat God besluit. Ek is tot beskikking van die Here. Is jy tot beskikking van die Here? Iemand het dit nogal heel snaaks gesê en daarmee wil ek afsluit. Hy het gesê, hy het sy seun nie gespar nie, en daarom hoef jy nie Pick-n-Pay toe te gaan nie, want die prys is reeds betaal. Jy kan nie in die Kerstyd een van die checkers wees, wat die baba uitcheck nie. Kom dien Jesus met jou lewe, en jy sal die ware vreugde en vrede ervaar in die Kerstyd. Vrede wat sal hou na Nuwejaarsdag. Ja, as die meid in Chinas, as hulle reeds stikkend gebreek het. En daarom is dit goed as jy in hierdie Kerstyd 'n huis vol mense het. Geliefdes wat saam met jou kuier, en wat jy kan vashou, en vir wie jy ook jou liefde kan gee. Maar dis ook nodig, dat jy 'n vol lewe sal hê, dat jy en ek plek sal maak vir die Meester in Kerstyd. Amen. Kom ons bid net saam. Here, ons wil vir U dankie sê dat ons in hierdie Kerstyd weer vir familie mag sien, al gaan dit nie altyd wees soos gewoonlik vanweë die virussituasie. Maar dankie waar gesinne en families bymekaar kan kom en dat hulle daar mag ervaar die liefde van mekaar, maar ook die liefde van die Here. Maar ons wil bid, Here, dat terwyl ons huise ook vol sal wees, dat ons lewens sal vol wees. Want as U nie in ons lewens is nie, dan is dit leeg. Dan het ons niks. En daarom wil ek bid, Here, is daar iemand is wat na hierdie boodskap kyk en nie kan sê, ja, ek is tot beskikking van die Here nie. Dat hy of sy dan net in hierdie oomblik ook deur die Gees gelei sal sê, Vader, ek wil U kind wees. En ons weet, dis genoeg. U sal vir hom of vir haar omvou met U liefde. En daarom bid ons in hierdie Kerstyd, dat U met hulle sal weet wat geliefdes het wat siek is, wat weens hierdie virus of watter siektesituasie ook in die hospitaal is, met wie dit nie goed gaan nie. Ons bid, Here, dat U ook deur U almag sal gee dat hierdie virus se mag gebreek sal word. Maar help ons om ook van ons kant af ons verantwoordelikhede na te kom en dan ook die gesondheidsreëls na te kom.
Maar Vader, ons sê vir U baie dankie vir U liefde en vir die verlossing waarin ons deel mag hê. Help ons sodat ons in hierdie tyd en die tyd daarna plek sal maak vir die Koning, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ontvang nou die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees vir jou en vir my help om plek te maak vir ons Koning. Amen.